Nou, die woord ikoon word soms los en vas gebruik, te vrygewig dink ek, maar niemand gaan my kwaadlik neem as ek sê hier sit vandag 'n ikoon op die geel bank nie. Rian Kruiwagen, baie welkom, wat 'n groot voorreg. Baie dankie, ek mag jou dalk kwaadlik neem. Ek beskou myself nie as 'n ikoon nie. Is dit so? Maar 60 jaar in die bedryf en jy weet, terwyl jy hier gesit het ook, hoeveel mense op die vloer selfs vir jou kom sê dat hulle dalk voorheen saam met jou gewerk het of jou beskou as die grootvader van die uitsaaiwese. Dit moet tog iets vir jou beteken. Kyk, ek het die voorreg gehad om in 1965 te begin uitsaai, toe ek 'n student op Stellenbosch was. Maar ek het toe reeds geleer hoe om uit te saai, hoe om voor 'n mikrofoon te praat, hoe om ateljeerdissipline te benut. En dit het by my inslag gevind met die gevolg dat daar verskeie mense is wat vir my sê, jy weet, praat jy nou maar altyd so, of is jy so gebore, of is jy so geleer, of hoe werk dit? Dan sê ek vir mense, jy weet, professor Johan Kombrink het ons destyds geleer, elke mens praat soos hy gebek is. Ja. En ek is nou maar gebek om op hierdie manier te praat. Ek het geleer in die uitsaaiwese toe ek nog 'n jongeling was, aan die voete van ware Gamaliels, groot uitsaaiers, mense soos Nick Swanepoel, Nick de Jager, Kobus Robinson, Jan Snyman, Retief Uys, Pieter de Bruin, Gerard Verweer, al daardie mense, jy kan 'n hele rits opnoem, ons was kollegas. En ek het baie by hulle geleer. En ek beskou myself nie as enigstens uitsonderlik nie. Al wat ek in die afgelope 60 jaar gedoen het, met my gebekte Afrikaans en al, is net om my werk na my beste vermoë te doen. Ja. En dit is die einde van die storie. En wonderlike werk wat jy gedoen het, want jy het soveel mense, jong uitsaaiers, aspirant uitsaaiers, het jy inspireer. Maar ek wonder tog, hoe klink Rian Kruiwagen as hy kwaad is, of as hy effens driftig oor iets praat? Ek dink jy sal my vrou moet vra. Vloek jy ooit? Ek probeer om nie te vloek nie. Ek is grootgemaak in 'n huis waar daar nooit gevloek is nie. Ek dink die ergste kragwoord wat ooit in die huis gebruik is waarin ek groot geword het, was my magtie. Dit was omtrent dit, ja. Dit was dit. Jy het begin as nuusleser in radio en toe later televisie. Die verskil tussen die twee mediums vir jou, en watter een het jy die meeste geniet? Weet jy, dit is soos wanneer jy appels en blomkool met mekaar wil vergelyk, as jy van albei hou. Elkeen het sy eie eienskappe en elkeen is aangenaam. Ek was verskriklik gelukkig by die radio, die eerste 10 jaar van my beroepslewe, tot 1975. En daar het ek regtig al die beginsels van uitsaai geleer. Jy weet, destyds as radioomroeper moes 'n mens leer om nie net die nuus aan te bied nie, jy moes ook gespreksprogramme kon lei, jy moes musiekprogramme aanbied, sowel klassieke musiek as ligte musiek. Jy moes hoorbeelde kon saamstel, 'n duisternisprogramme. En dit het 'n mens nogal voorberei vir die koms van televisie. Ja. Wat my toe nou half onverhoeds gevang het in 1974, toe ek televisie toe geskuif het. Maar gelukkig het jy daai geleentheid met albei hande aangegryp. Ek gesels verder met ons wonderlike gas, Rian Kruiwagen. Rian, weet jy hoeveel nuusbulletins jy in jou lewe gelees het? Seker oor duisende. Ja, Charlene, ek is een van daardie mense wat hou daarvan om omroeproosters en die tipe dinge te bære. Nooit. Net om te kan terugverwys. Ja. En ek het uitgewerk dat ek op die SAIK, wat radio en televisie betref, en dan ook by Kyknet, weet met dagbreek en Kyknet verslag destyds, altesaam so ongeveer 10.000 nuusbulletins. Liewe aarde. Ja. Is daar een van hulle wat vir jou uitstaan? Dit is so 'n heerlike, onregverdige vraag om vir mense te vra, maar dan moes tog iewers 'n storie gewees het wat jou of aan die hart gegryp het, of iets wat jou uitgedaag het. Daar is elke dag in elke nuusbulletin 'n berig wat 'n mens uitdaag of wat jou aan die hart gryp.
Dis baie moeilik om een uit te sonder, maar as 'n mens dink aan nuushoogtepunte van die verlede, byvoorbeeld die Waarheid en Versoeningskommissie se sittings en die hartseer oomblikke wat biskop Desmond Tutu voor die kamera beleef het met sy getuienislewering, die skade wat aangerig is deur die groot tsunami in Suidoos-Asië. As jy dink aan die Al-Qaeda aanval op die Verenigde State aan die begin van die eeu, is dit alles geweldige groot nuusgebeure wat die nuusbulletins van daardie tyd oorheers het. En so is daar elke dag belangrike nuus. So ek kan nie sê die een nuusbulletin is vir my belangriker as die ander een nie. Maar die laaste bulletin wat jy gelees het saam met jou TV-vrou Marietta Kreer, kan jy dit onthou? Ja. Kyk, ek en Marietta het omtrent 9 jaar lank, dink ek, saam die nuus aangebied. En dit was elke keer hoogtepunt om saam met haar aan te bied, want jy weet nooit wat om te verwag. Hoe is dit? Is hy stout? Nee, ons het net verskriklik gelag en pret gemaak voor die tyd. En sy het byvoorbeeld, sy spot met haarself daaroor. Sy kon nie die naam ek dink dit was Djokovic of een van daardie name. Novak Djokovic, die tennisspeler. Ja. Kon sy nie mooi sê nie. En dan het sy die berig gekry waarin dit voorkom, en dan lees sy die woord halfpad, sê Djoko, en dan sê ek Witch. Of iets van die aard, ek kan nie meer die presiese woord onthou nie. Ja. So het ons mekaar aangevul, jy weet, opstel, die een het geweet hoe die ander een dink, en ons kon mekaar baie goed verstaan. Rian, jy's nou klaar met nuus en aktualiteit, jy bied nou 'n leefstylprogram aan, maar jy's grootliks weg van die kameras en die TV. Waarin vind jy nou betekenis en punt jy nou genot? Ek put baie genot uit lees. Ek het 'n groot boekery en uiteindelik kom ek nou uit by die boeke wat ek jare lank al wou lees, maar nog nie gelees het nie. Dan is daar nuwe boeke wat op die toneel verskyn. Ek is een van daardie mense wat nie vreeslik aanklank vind by digitale lees nie. Soos die koerant byvoorbeeld. Ek is bitter hartseer oor die sluiting van die Afrikaanse koerante. Want dit is vir my heerlik om in die oggend my koppie koffie te sit en geniet en die koerant oop te vou en te lees. En ek het altyd gesê, as ek die dag my koerant klaar gelees het, moet my vingers vol drukkersink wees. So ek vind baie genot uit lees en baie plesier ook uit musiek. Ek het 'n baie groot musiekversameling, plate en CD's. Ek het my plate almal stelselmatig oorgeplaas op CD. So dit hou my besig en knutsel in die tuin, doen in die huis wat nodig is om te doen. En jy weet, ek sê altyd 'n uitsaaier tree nooit af nie. Hulle doof ons uit, ja, maar ons tree nie af nie. En wanneer daar dingetjies opduik, dan spring 'n mens in en jy gryp dit aan en jy saai maar weer uit en jy bied 'n program aan, al is dit nou 'n korporatiewe video of 'n reklame video of wat ook al, dit hou 'n mens aan die gang. Nou, ons is baie dankbaar dat jy vanoggend ingespring het en tot op ons geelbank gespring het om met ons te kom gesels. Dit is 'n wonderlike voorreg om hier saam met jou te kon kuier. En weet jy, soos die koerant nou sy afdrukke dalk op jou gelaat het op jou vingers, so het jy ook jou afdrukke gemaak op so baie mense se lewens, en ons sê vir jou baie dankie daarvoor. Baie dankie, Charlene. Daar's 'n spreekwoord wat lui, tyd wag vir niemand nie. Maar hy wag wel vir Rian Kruiwagen en Rian. Charlene het jou nou gevra oor jou laaste nuusbulletin. Is daar iets wat jy van jou heel eerste nuusbulletin kan onthou? Ja, dit was op 26 November 1975, ten tye van die toetsuitsendings. Wow. En ek onthou die hooftrekke het gehandel oor die besoek van die destydse hoof van die weermag, ek dink dit was admiraal Bierman, aan die operasionele gebied, die opening van die Randse Paaskou deur die destydse staatspresident Dr. Nick Diedericks, die verhoor van Breitenbach, en dan ook die feit dat die Suid-Afrikaanse dubbelspel tennisspelers, wie was dit, Fru McMillan en Bob Hewitt, gelas is om Mexiko-stad te verlaat, omdat al het hulle visums gehad, ja, die Meksikaanse regering toe nie genee was met die Suid-Afrikaanse regeringsbeleid van die dag nie. Jo. Dit onthou ek in breë trekke was in die nuus. Dit is uitstekend, omdat jy dit kan onthou. Toe kom
Later, as daar 'n nuuskas en ek wil baie graag net want dit is natuurlik iets wat ons almal oor wonder. Hoe daar 'n nuuskas gebeur? Wel, Louise Smit het die konsep gehad en sy het besluit om die programmetjies te maak en toe soek sy 'n stem. En toe gesels ek eendag oor 'n koppie koffie in die kantien met haar en Annie Basson. Ek vertel vir hulle 'n grap wat ek gehoor het en om trefkrag aan die slotreël van die grap te gee, moes ek 'n snaakse stemmetjie produseer. En toe ek dit doen, toe vlieg Louise op soos 'n besetene en sy skree, "Dis my haas, dis my haas." Dit sy blykbaar soveel mense al getoets wat net nie daardie stemmetjie kon produseer soos sy dit wou gehad het nie. En daar in 'n grap gee ek dit toe vir haar oor 'n koppie koffie. Ag, is dit nie daar's nie fout daarmee nie. Dis reg, ja. Reg, ja. Rian, ek wil tog jy en Dawie gaan nou 'n bietjie meer oor Afrikaans praat en ek wil tog eerstens vir jou sê ek dink jy is wel 'n inspirasie vir 'n klomp mense insluitende myself oor die manier wat jy Afrikaans besig en ek het hoe jy in jou eie woorde dis daar so 'n bietjie van 'n traakmynie-agtige omgaan met Afrikaans baie keer vandag wat 'n mens hoor. En ek kon nog al die jare agterkom dit is natuurlik vir jou baie belangrik. Waar kom daai vandaan? Dit kom maar uit die feit dat ek destyds by die Afrikaanse diens van die SAIK in die 60er jare geleer is hoe om te praat voor 'n mikrofoon. En dit het naderhand so deel van 'n mens se bestaan geword dat jy naderhand nie net voor 'n mikrofoon so praat nie, maar jy leer om jou woorde deeglik uit te spreek, korrek uit te spreek. Jy probeer om die korrekte klemplasiings te handhaaf en die soort ding. So dit is maar 'n gewoonte wat inslag gevind het. Lieflik, is my heerlik met jou te gesels. Ek los jou in die bekwame hande van die heer Dawie Rood en ek wil ook net vir julle sê Rian Kruiwagen slaap nie, hy wag. Wel woorde soos ikonies, deurwinterd, gesout, veteraan en ek kan nog 'n klomp ander woorde dink. Is seker woorde wat mense kan gebruik om vir Rian Kruiwagen te beskryf en ek kan vir julle sê ek is 'n senuweewrak. Want ek praat nie soos iemand wat nou werklik weet wat hy doen, Rian. Dis nou my beurt om jou te gesels. Nou maar laat ons hoor. Maar ek wil heel eers vir jou vra. Dit is 'n vraag ek vra dit namens 'n vriendin. Dis nie die vriendin se naam is Charlene. Sy het vir my gevra ek moet vir jou vra. Wie dink jy is die beste bytsake aanbieder? Het jy vir my 'n paar vierhoekies en trekbroodjies? Charlene, sê nee. Dis net tong in die kies. Maar wat ek jou wel wil vra. Ek weet nou hoe werk ontbytsake. Ek weet nie want ek is baie keer laat en ek is nie goed voorberei nie. Gewoonlik nie goed voorberei nie en so aan, maar dit is 'n redelike hals oor kop storie en dan val ons nou almal in voor die kameras en dan begin ons nou met ontbytsake wat nou hier in die gang is. Vir my lyk dit of dit baie goed werk. Ja, dit werk. Dit is so half 'n ongeorganiseerde chaos wat op 'n manier alles in plek val. Maar ek wil weet hoe julle dit gedoen het. Hoe het julle 'n program aangebied? Was die mense meer professioneel? Het julle teks voor die tyd geleer? Nee. Hoe het julle dit gedoen? Daar in die begin daar. Ja. Nee, Dawie, kyk toe ons met televisie nuus begin het in Suid-Afrika, het ons net 4 basiese hulpmiddels tot ons beskikking gehad. Dit was handtikmasjiene, dit was landlyntelefone, telexmasjiene en dan natuurlik ook wat beeldmateriaal betref 16 mm filmkameras. Dit was voor video, dit was voor die koms van faksmasjiene, dit was voor die koms van selfone of rekenaars en daarmee het ons elke dag 'n bulletin op die lug gehad. Ons het nog nie die outomatiese voorsêers gehad nie wat ons in die bedryf die autocue noem. Outomatiese voorsêer sê jy nogal. Is dit sy naam? Dis 'n outomatiese voorsêer. Is dit die ding? Ja, ek verneem so ja. Ek het daai woord nog nie gehoor nie, ja. In elk geval die ding het eers 'n paar jaar later gekom. En mense het gedink toe ons nou skielik van die skerm af lees dat die nuusaanbieders op geheueskolingskursusse was wat hulle sê die nuus uit hulle kop uit op. En dit was toe nou natuurlik nie so nie, maar ons het baie interessante ervarings gehad in daardie dae. Weet jy, daar was min mense wat televisiestelle gehad het in die toetsuitsendingstydperk. Ja. En een ou skryf eendag vir my uit Pretoria, hy sê hy het vir sy gesin 'n televisiestel gekoop dat hulle daarom na die toetsuitsendings kan kyk en sy ouers wat op 'n plaas woon, wou toe baie graag ook sien hoe werk hierdie ding televisie wat die ou mense beeldradio genoem. Ja. En hy bring hulle toe een naweek van die plaas af Pretoria toe en hy maak hulle sit daar reg voor die TV-skerm en hy skakel aan net op die oomblik toe ek op die
kassie verskyn en ek sê goeienaand. Hy sê toe vlieg sy pa op en hy lig sy hoed en hy sê goeienaand meneer. Jy So televisie het 'n impak gehad. jy het die wonderlikste veranderings gesien oor tyd. Ja. Jy weet die digitalisering van die uitsaaiwese is natuurlik 'n geweldige dramatiese en groot voorwaartse stap wat geneem is. Ek het natuurlik nou al tred verloor want ek is nie meer so aktief by die bedryf betrokke soos in daardie dae nie, in elk geval nie agter die skerms nie. Maar as jy sien hoe hulle deesdae op elke plek sommer skielik vinnig 'n nuusgebeurtenis op die lug kan plaas. Ek verstaan as hulle regtig wil kan hulle na my selfoon toe oorskakel met die nodige toerusting of toepassings en dan kan ek hierso 'n verslag doen oor 'n kamera wat hier in 1000 stukke uitmekaar geval het of iets van die aard. Dis ongelooflik hoe televisie met eens 'n onmiddeliker medium geword het as wat hy vroeër was. Vroeër was dit radio wat voor in die ry gestaan het. Maar nou televisie en natuurlik sosiale media, die mense se gewone selfoonkameras maak 'n baie groot verskil aan die onmiddellike beskikbaarheid van nuus en nuusgebeure. Maar is twee dinge wat ek sien wat verander het. Die tegnologie wat ons nou almal weet net so verskriklik verander oor tyd, maar die manier hoe die ding benader is. So 'n werklikbaar ontbytsake is 'n vreeslike informele manier van benadering. Julle was baie, kom mens amper sê pyn in die gat formeel. Ons was nogal formeel, want ons het nie van beter geweet nie. Ja. Onthou, ons was pioniers in daardie dae, absolute baanbrekers, wat moes leer hoe televisie werk, en ons moes onsself leer, want ons het niemand as voorbeeld gehad nie. En dinge was baie formeel, en tekste is tot op die lettertjie, jy weet, geskryf en dan gevolg op kamera. En het jy dit geoefen oor die tyd? Wel, daar is repetisies gehou vir baie programme. Ja, die nuus natuurlik nie, kon 'n mens nou nie voor die tyd repeteer nie. Maar die meeste programme het ook repetisies gehad en mense moes nou maar net eenvoudig goed vertroud raak met die tekste wat hulle moes aanbied. En ons het ook natuurlik baie minder formeel geraak met verloop van jare. Miskien nou nie soseer wat die nuus betref nie, maar wat algemene programaanbieding betref. Wat noem jy nou weer die wat ons noem die autocue of die papegaai oog? Wat noem jy? Die voorseer. Die voorseer. Ja. Nou maar ek gaan nou probeer soos Rian praat. Jy moet my tog reg help. Jy moet my 'n bietjie help met 'n bietjie beter praat want ek kan nie behoorlik praat. Ek kry die hele tyd bekleierery hier, maar kom ek probeer. Ons maak gou 'n draai by Vliegborg en dan gesels ons verder. Ontbytsake word met trots gevlieg deur FlySafair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. FlySafair, vir die liefde van vlieg. Ek is as verder met Rian. Hulle was jou nou eintlik gevang. Jy het hom lekker gelag vir my ou grappie wat ek so probeer praat het soos Rian. Ja, maar jy sien, dit is omdat ek hoop dat ek nie so klink nie. Nee, jy klink nie so nie. Ek weet nie, dit was my verskriklike amateuragtige poging om jou na te maak. Iets wat ek wel met jou wil oorgesels. Soos by enige plek, is daar 'n maar reël. Jy kan nie sekere woorde sê nie. Ons probeer hier by ontbytsake druk ons mos 'n bietjie die woorde wat jy maar jy mag sekere woorde nie mag jy sê nie, mag jy sekere politiek is nogal 'n baie sensitiewe ding. Ja, jy moet nie karring oor politiek. Ja. Dis nog altyd te sê, maar wel vandag dink ek gaan dit makliker. Ons het meer vryheid vandag en ons kan meer wat nou in die verlede as lelike woorde beskou sou word, kan ons meer hierdie woorde. Die onderwerpe 'n soort van mens kan oor meer onderwerpe gesels wat in die verlede die geval was. Daar's minder taboes. Ja. Daar is minder taboes sonder enige twyfel. En woorde, die woordeskat brei uit. kan mens dan maar sê. Maar ek wil vir jou vra oor politiek. Ek kan vir jou sê by ontbytsake het ons regtig baie vryheid. Ons het soort van ons weet waar die perke is. Ons kan en ons praat dis nou 'n ontbytprogram, maar ons praat oor goeie soos politiek ook en ons kom weg met dinge wat ek baie keer oorwon. Maar jy kon nie daarmee wegkom nie. Het jy oproepe gekry? Ek? Ja. Nee. Daar was wel bepaalde beperkings op wat 'n mens kon sê. En voordat jy aan 'n regstreekse uitsending deelgeneem het, het jy met die vervaardigers of die organiseerders van die program gepraat om te hoor wat mag jy sê
en dan het jy dit nou maar in jou eie woorde oorgedra. Maar onthou daar was bepaalde wetlike beperkings ook in 'n stadium Ja. waar noodmaatreëls gegeld het en sensuur gegeld het, jy weet, waar 'n mens byvoorbeeld versigtig moes wees om nie regeringsgeboue soos gevangenisse en bepaalde hofgeboue af te neem op kamera vir die nuus nie of vir watter program ook al nie. Daar was baie beperkings wat op die nuusredaksie geplaas is. Nou ek het gelukkig nooit 'n pos beklee in die nuusredaksie waar ek verantwoording moes doen nie. Ek het maar net die aanbieding gedoen. Maar as ek dink aan mense soos Sakkie Burger, Johan Pretorius en die ouens wat jy weet in die nuusbestuur was, wat seker maar hard op hulle tande moes kners partykeer om dinge uitgesaai te kry en om die skip veilig tussen die rotse deur te navigeer. Rian, ek wil net vir jou sê, jy sal altyd 'n ikoon bly. Jy sal altyd hierdie wonderlike plek. Ek doen maar net my werk, Dawie. En so dit was vir my so spesiaal om vanoggend saam met jou te kyk. En jammer die tyd is so kort, nie tyd gaan so vinnig verby. Ek gaan nou eers iets anders te doen. Gaan ek vir jou sê, dan gaan ons nou vir jou van daai lekker koekie wat Collie vir ons gemaak het. So dink intussen wie die beste aanbieder op 'n bytsaak is. Dan kan jy vir ons daar so sê. Ek sê jy kan sê wie die beste koeketer gaan wees.